Ons het Sondag 'n bietjie gesels oor hoe ons 'n lig vir hierdie wêreld kan wees. En toe het ons spesifiek gekyk na die storie van Saulus wat Paulus geword het. Ek weet nie of julle dit lekker kan onthou nie. Hierdie Saulus was 'n groot godsdienstige man en hy wou vir God volg. Hy wou die wette van God seker maak, almal volg dit. En as mense dit nie volg nie, dan gooi hy hulle in die tronk en hy het selfs mense doodgemaak wat nie wil luister nie. Nou die mense wat hy die meeste mee beklei het, was ouens wat geglo het in hierdie man met die naam Jesus, want hulle sê hy het uit die dood uit opgestaan. En Saulus het gevoel, dit is loutere nonsens. En hy het sy werk gemaak om hierdie ouens te vang. En toe op pad Damaskus toe, juis om 'n klomp Christene te gaan vang, toe kom maar hierdie verblindende lig, en dit skyn helder op hom. En dan kom 'n stem uit die hemel wat vir hom sê, Saul, Saul, hoekom vervolg jy my? En hy vra maar, wie is hy? En hy sê, dit is ek, Jesus, dis die een wat jy vervolg. Hy sê, gaan na Damaskus toe, daar sal 'n man wees, wat jou weer gaan laat sien. En toe Saulus sy oë oopmaak, toe is hy blind, en hy is vir 3 dae blind, en hy gaan Damaskus toe, en toe kom die Ananias, die ou wat so aan Paulus kom vat, en toe hy kan sien, toe weet hy het die verkeerde ou vervolg. Hy het gedink hy's reg, maar toe die lig kom, toe kan hy sien, is dit nie wat lig doen nie. Ek wil vir julle gou 'n cool eksperiment wys, want partykeer is al goed in die lig en ons weet nie dis daar nie, want ons kan dit nie sien nie. Kom ek wys gou vir julle wat ek bedoel. As jy 'n gewone wit vel papier vat, en jy vat 'n CD of iets, en jy laat die son so 'n bietjie op hom skyn, maar daar maak so 'n reënboog, daar in die hoek. Sien julle hom? En mense kan nou vra, maar was die reënboog, was mos nou nie nou hier nie, hy was nog heeltyd hier, want dit is maar deel van die wit lig. Sien julle die mooi reënboogie wat hy maak? Dis cool. Hierdie idee van lig in die Bybel is 'n patroon wat ons die heeltyd raak sien. Ons sien die heel eerste woorde wat God sê met die skepping is, laat daar lig wees. En dan later sien ons nog stories van die vuurkolom wat voor Israel uitgaan. Ons lees hierso van Jesus wat sê, ek is die lig vir die wêreld. Dan later sien ons Paulus wat hierdie helder lig sien, en dan kom die stem uit die hemel en dit verander Paulus se hele lewe. Van iemand wat Christene vervolg tot iemand wat die grootste deel van die Nuwe Testament skryf. En dan lees ons verder, dan sien ons maar net hierdie storie van lig en duisternis was nog altyd God se storie. God is nog altyd die een wat lig bring op plekke waar daar duisternis is. Partykeer voel jy dalk hartseer of voel dit dalk vir jou, Jessie, ek weet nie hoe om vorentoe te gaan nie, dis so 'n donker plek. Dan onthou ons, daar staan in Johannes, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nooit uitdoof nie. Lig is altyd sterker as donkerte. As jy dit wil donker hê, moet jy die lig wegvat. Jy kan nie die donkerte inbring nie, want lig is die sterkste een. Nou wonder ek, hoe lyk dit as ons lig is? Want Jesus sê vir ons, maar julle is die lig van die wêreld. Hoe lyk dit? Ek dink, dis doodeenvoudig wanneer ons vriendelik is, wanneer ons mense help. Dalk moet jy vir mamma hulle sê, hoorie, ek sal vanaand die tafel afdek en alles doen, of ek sal die skottelgoedwasser vir julle uitpak, of dalk moet jy vir ouma gaan kuier, dalk is sy bietjie alleen, en dit sal vir haar so lekker wees as jy gaan kuier, of dink gou bietjie, wat kan jy doen wat die wêreld net so bietjie ligter maak vir iemand anders? Want ek dink dit is hoe ons die lig van hierdie wêreld kan wees. Kom ek bid vir julle. Here Jesus, baie dankie dat U die lig vir ons wêreld is. Help ons dat ons ook hierdie lig van U kan uitstraal. Amen.